artikel wat ek gepubliseer het, het eintlik gegaan oor organiese vleis. So dit eintlik moet ek 'n storie 'n bietjie terugtreë en sê, ek het van tikkies af het ons 'n geleentheid gekry om terug te kan kom plaas toe. So ek het nog altyd 'n passie gehad om terug te kan kom plaas toe en so het ons einde 2009 die geleentheid gehad om plaas toe te kan kom. So ek is in die bevoordeelde posisie om beide 'n boer en 'n akademikus te wees. En ek het my passie is maar skape. So ek het met 'n dormerstoet begin boer en toe het ek begin agterkom dat nog nie wêreldwyd is die tendens baie sterk gefokus op organies en nog nie so seer in Suid-Afrika nie. Ek dink ons verbruikersmark het 'n ander bestedingsprofiel as die res van die wêreld. Maar ek het gedink dit sal interessant wees om die sommetjies te gaan begin maak. En so die artikel het basies gegaan om te gaan sê, as ek nou vandag wil besluit, ek wil nie meer 'n konvensionele skaapboerdery hê nie, maar ek wil oorgaan na 'n organiese landboerdery toe. Weet, is dit die moeite werd? Is dit finansiëel die moeite werd? En indien wel, weet, hoeveel jare gaan dit vir my neem om vir my dan in 'n beter posisie te plaas as wat konvensionele boerdery sou wees? Die boerderylandskap, weet, my pa het altyd vertel hoe baie hy in sy lewe gesien het ontwikkel, weet, want hy het begin om te ploeg met 'n os en weet met osse te ploeg en deesdae sit ons met trekkers wat satelliete in het en ons hoef nie eers self in dit te wees nie. Ek dink daardie tendens gaan net nog groter, soveel groter word. So ek dink die fokus veral op die graanbedryf, want dit is nou eintlik waar my passie in lê, buiten my skape. Dink ek die fokus op die graanbedryf is boere gaan baie oordeelkundig moet bestuur. Nie net die graanbedryf nie, ek dink boerdery in die algemeen in Suid-Afrika is bietjie vasgevang in 'n kosteknyptang. Dat ons sien dat die produksiekostes vinniger toeneem as wat pryse toeneem en ons sit met markuitdagings wat regtig die winsgewendheid van boere nogals belemmer. So ek dink die fokus van boere gaan moet wees om anders te begin dink om finansiëel volhoubaar te kan wees in die toekoms. Landbouekonome daar's eintlik maar relatief min van ons in die land, weet elke universiteit het maar 'n handjievol van landbouekonome en elkeen doen navorsing in dit wat sy passie is. So dit beteken dat ons eintlik 'n baie gefragmenteerde en gediversifiseerde navorsing gee. So omdat dit nie uit een mond uit en uit klomp navorsingsresultate uit op 'n spesifieke veld is nie, en dan dink 'n mens daar's eintlik min navorsing. Maar die bestuurskool by die Universiteit van die Vrystaat het 'n leerstoel gevestig in klimaatfinansiering. En hulle doel is dan nou om akademici oor die land bymekaar te trek om dan op gesamentlike klimaatsfinансierings knelpunte te fokus en dan navorsing te doen met die idee dan om van beleid af tot op produkvlak klimaatfinansiering te kan aanspreek gebaseer op die landbou. Dit is heeltemal multidissiplinêr, dit is glad nie net landbouekonome nie. So by ons is daar bestuursrekenkundiges en bedryfsingenieurs en ekonome en almal wat deel is van die span. So dit is glad nie net 'n suiwer landbouekonomiese span nie. Maar ek dink die idee daarvan, ek hou baie van die konsep en die idee daarvan, want dit gee vir mense geleentheid om kundigheid uit verskillende sektore. Elkeen 'n bedryfsingenieur kyk anders na 'n probleem as wat ek daarna kyk en weet saam kan ons dalk 'n beter oplossing gee. So ek is baie opgewonde. Ek's regtig opgewonde oor dit en dit is ja prysenswaardig vir Koffsies om die voortou te neem op daardie leerstoel van klimaatsfinansiering. Elke land het sy eie standaarde en sy eie riglyne. En wat vir die een land geld of aanvaarbaar is nie vir 'n volgende land aanvaarbaar nie. Net om 'n algemene voorbeeld te noem, swart vlek wat op sitrus voorkom. Jy mag glad nie uitvoer na Amerika toe indien daar swart vlek op jou sitrus is nie. En dan moet jy alternatiewe doen. Jy moet dit dan gaan versap of wat ook al. Maar onmiddellik is jou premiemark dan weg en moet 'n mens begin kyk na substituutprodukte. So en elke land probeer op die einde van die dag sy verbruikers al hoe meer en meer beskerm. Ek was nou onlangs in Skotland gewees wat ek 'n kongres bygewoon het en dit was my baie interessant daarom die navorsers te gesels oor hoe hulle begin kyk na volhoubaarheid. Want jy weet Skotland die res van Europa was op hulle voordeur
En dit is baie maklik en gerieflik om byvoorbeeld van Spanje af vrugte in te voer of groente in te voer, maar as 'n mens die totale lewensiklus of koolstofspoor van daardie produk dan gaan meet teenoor dit wat jy self kan vervaardig in Skotland. Dit so hulle begin klaar na sulke regulasies en goeders kyk en dan gaan daar addisionele belastings begin geplaas word want hulle die Europese omgewing is regtig waar vas nee, nie committed nie. Die Europese Unie is onverskrokke daarop om klimaatsverandering te probeer stuit en hulle fokus geweldig baie op koolstof en die hele totale lewensiklus wat 'n mens uit 'n produk uit kry en kyk hoeveel water en hoeveel dit en hoeveel dat en dit is iets wat ons nog glad nie aan dink nie maar dit is 'n realiteit. As ons gaan wil begin as ons na daai lande toe gaan wil uitvoer, is dit wat ons gaan moet begin voorantwoord. So dit is iets wat die heeltyd verander en ontwikkel soos wat die verbruiker se behoeftes begin verander. En so dit is 'n deurlopende proses wat 'n mens moet volhou. Wel, ons is nou al bietjie verder weg van die markte af. So met uitvoere sal 'n mens sien dat dit is die vervoerkoste speel 'n baie groot komponent op uitvoere. Met die hoë oliepryse wat ons 'n wyle terug gehad het, was dit baie moeilik vir ons om van ons grane uit te voer want ons pryse moet dan eintlik soveel goedkoper wees teenoor die ander lande om te kan meedink vir dieselfde uitvoermark. So mense moet altyd dink ons is klomp ouens wat om een mark speel of aandag probeer trek en ons vervoerkoste op die einde van die dag is dan 'n direkte aftrekking wat ons moet dra aan hierdie kant sodat ons aantreklik genoeg kan wees vir 'n ander land om van ons af in te voer. So die feit dat ons 'n bietjie verder weggeleë is van die markte het definitief 'n invloed op ons invoer op ons uitvoere definitief. En invoere natuurlik ook. So hoe hoër ons vervoerkostes is, hoe hoër raak daardie pariteitspryse en hoe duurder raak dit vir ons om dit raak te kan kry. So ons het definitief, omdat ons ver weggeleë is van die res van die wêreld af, het dit 'n groot invloed. Maar weer eens, ons moenie Afrika onderskat nie. Dit is 'n baie groot mark wat op ons voorstoep is en ek dink ons moet meer begin om Afrika markte te benut en die voordeel omdat ons teenoor is en die res van die wêreld ver van Afrika af is dit 'n mededingende voordeel vir ons. Die belangrikste in enige mark dink ek staan uit as of vertroue. So 'n mens moet konstante kwaliteit produk kan lewer en 'n mens moet die uitdagings rondom logistiek wat ons het met 'n mens op so 'n manier kan oorkom dat dit nie meer 'n hindernis vir ons is nie, maar dat 'n mens eintlik dit in 'n geleentheid kan omskep. En dan moet 'n mens op die einde van die dag ook lewer wat die Afrika mark wil hê. Dit help nie ons lewer aan hulle dit wat niemand anders wil hê nie. Ons moet presies lewer dit wat hulle wil hê want hulle is ons nuwe kliënte of ons nuwe verbruikers. En so dit is baie belangrik vir ons om dit te kan doen. So dit is nie meer nodig om 'n kollektiewe been te hê nie. So dit is baie individueel gedrewe deesdae om te kan in en uitvoer. Ek dink invoere, dit hang natuurlik af. Die invoere gaan maar primêr verbruiksaanlegte wees of perse wat olies is sojas byvoorbeeld invoer. So dit is op groot skaal. So invoere dink ek is meer baie groot kapitaalkragtige ondernemings wat dit sal hanteer. Maar daar's baie boere wat op klein skaal uitvoer wat met 'n bakkie mieliemeel Botswana toe ry. Al die vereistes voldoen. Daar is 'n boer naby my wat 'n medisinale dagga produseer en hy voer uit na Israel en Australië op sy eie. So dit is alles individueel gedrewe deesdae. Ek dink daar's altyd substituutprodukte of weet dat 'n mens na 'n ander tipe produk kan gaan. As ek nou weer die wol kan neem as 'n voorbeeld. Ons spot altyd oor die wol wat staaldraad is wat hoë mikrone het. Hulle word en die wolbedryf kry op hierdie stadium is pryse nogals regtig sterk onder druk en veral daardie swakker graad of hoër graad mikronwolle verdien baie min op die wolprys. So hulle word nou kunsmis van gemaak. So dit is 'n substituutproduk wat uit dit uitkom. En daar's
kollegas van my het nou navorsing gedoen om te gaan kyk na watter alternatiewe lande is daar wat 'n mens wat ons tans nog nie na uitvoer nie, maar wat uitvoerpotensiaal het vir vrugte en groente. Net so daar's sulke werk wat oral geleentheid is en so alhoewel dit nie dalk 'n nuwe produk is nie, is dit dalk 'n nuwe land wat dan vir jou 'n nuwe verbruiker daarstel. Die Suid-Afrikaanse boere is baie effektief in wat ons doen. Ek dink regtig waar ons het 'n dis 'n groep besonderse produsente wat ons het en hulle vermag die onmoontlike amper en Suid-Afrika se voedselsekuriteit op hierdie stadium is eintlik op 'n baie goeie plek. As 'n mens gaan kyk na byvoorbeeld na die grane, ons het baie lanklaas op groot maat moes mielies invoer. So alhoewel ons deur siklusse gaan van El Niño en La Niña en te nat en te droog, kry ons dit nog steeds reg om ten minste te produseer dit wat ons nodig het in ons eie binneland en nie net dit nie, maar ook na die suidelike Afrika. So mens moet nooit vergeet nie, ons is eintlik maar op die einde van die dag hier kosmandjie ook vir ons buurlande, veral in droogtes. Groot hoeveelhede mieliemeel word uitgevoer na ons buurlande toe en hulle is van ons boere se produksie afhanklik om dit te kan bewerkstellig. So voedselsekuriteit, dit uit die grane oogpunt uit lyk dit regtig waar goed. Daar die ander bedrywe ons word geskit deur voëlgriep en hierdie kant toe en daardie kant toe en ons was 'n paar jaar terug doodbenoud geweest oor die impak wat voëlgriep sou gehad het op die beskikbaarheid van hoendervleis en ons is deur dit en ons het nie hoendervleistekorte gehad nie. So op 'n manier is ons boere daar en kan ons voldoen aan die basiese behoeftes wat nodig is. Nampo is 'n wonderlike voorreg wat ons het. Ek dink dit is 'n as iemand nog nie op Nampo was nie, beveel ek hulle sterk aan om wel by Nampo 'n draai te gaan maak. Dit is 'n ongelooflike ervaring. Dit is dis die grootste sametrekking van alle tipes segmente in die boerdery wat daar bymekaar kom en vanaf die insette dwarsdeur af alles almal en alles is daar. Nampo is regtig waar 'n plek waar 'n mens nuwe tegnologie ontdek en nuwe praktyke ontdek. Dit is 'n plek waar 'n mens van alternatiewe insetmiddels ontdek. En dit is 'n nuwe produksiemetodes, 'n nuwe produksiemiddels en nuwe maniere van finansiering, nuwe produkte. Dit is so 'n stimulerende omgewing en ek dink regtig waar dit is 'n absolute moed vir boere om regtig waar om te probeer om het sy by Botawil of onder in die Kaap om by Nampo uit te kom, maar dit is regtig waar die lewensaard van boerdery. En dit is amper rigtinggewend van wat die nuutste tendense is, want die nuutste tendense is daar en dit lei 'n mens absoluut in die toekoms in. En ons moet ook nie die belangrikheid van Nampo onderskat vir die omliggende dorpe nie. Dit is 'n absolute ekonomiese inspuiting vir almal en nog wat rondom in die omliggende dorpe, want die gasvryheidsbedryf word geweldig baie bevoordeel. Daar's vreeslik baie inisiatiewe van skole byvoorbeeld om hulle jaarlikse befondsingsinsamelings te doen, dieselfde met kerke. So al die mense wat Nampo kom besoek, hulle dra meer by as net om kennis in te samel, hulle dra ook by tot die omliggende ekonomie. Dit baie divers. Almal en alles is daar van babetjies tot oupas en oumas. En enige tipe boerdery is daar. Enige bevolkingsgroep is daar. Ek het op 'n stadium was ek so 'n bietjie by die dormerstalletjie betrokke gewees en daar's regtig waar nie onderskeid tussen wit of swart boere nie. Die navraag kom van albei groepe af en die belangstelling is deur die bank van 'n hele spektrum van ons bevolkingssamenstelling word verteenwoordig op Nampo. Ek dink is histories maar polities gedrewe gewees waarom die indruk was dat dit wit Afrikaanse mans is. Dit is nog steeds 'n man omgewing. Daar's nog steeds meer mans in die boerdery omgewing as wat vrouens is. Maar ek dink die diversiteit en soos wat ons markte ontwikkel het vir vrouens ook geleentheid gegee om toe te tree en net so hard te kan boer as wat haar buurman boer. So in die verlede
was daar 'n ek dink was daar 'n groter bewustheid van geslag gewees tussen manne en vroue. Weet in my pa se tyd byvoorbeeld, as wat nou is. En ek dink nie meer mens kyk noodwendig vas aan wie die persoon is nie, maar 'n mens kyk al hoe meer na die bekwaamheid van die persoon. En dit is die primêre dryf wat ek dink. En dit is in elk geval wat nodig is om volhoubaar te kan wees. As jy nie bekwaam is nie, dan gaan jy nie oor môre haal nie. Die tegnologie het regtig ook 'n groot bydrae. En dit is ook waar nou die kunsmatige intelligensie, ek dink dit daai volgende vlak vir ons toe gaan heenvat wat dit nog meer toeganklik gaan maak, want nou kan iemand in 'n kantoor sit en hy hoef nie eers fisies op 'n plaas te wees om alles te kan regkry nie. Maar jy is heeltemal reg. Tegnologie het die fisiese hande arbeid komponent op 'n plaas is deesdae baie minder as wat dit in die verlede was. Risikobestuur is regtig waar om seker te maak dat al die kommas en die punte op hulle plekke is. So dit van 'n produksievlak af dwarsdeur, maar my kennis en verstaan met risikobestuur is nou maar meer aan die syfer en die bemarkingskant. So ek dink 'n mens moet presies weet, soos dis hoekom ek net te veel genoem het dat termynkontrakte gee vir ons daardie geleentheid van ons weet wat die prys is. En as 'n mens sekerheid het, dan kan jy is daardie risiko en die volatiliteit wat rondom dit is weg. Ek dink die grootste uitdaging wat boere het of gehad het en waarskynlik nog steeds het, is dat baie van hulle risikobestuur word deur die 2 V's in die lewe beïnvloed. Die een is vrees en die ander een is vraatsigheid. So boere sal geneig wees om ideale bemarkingsgeleenthede te mis omdat hulle dink daar's nog meer gehoorpryse wat op pad is. En dan sal hulle uit paniek uit vrees uit hulle grane verkoop teen 'n baie swak prys. So ongelukkig is emosie deel van die mark en ek dink as boere regtig waar net konservatief net die emosie uit die mark uithaal en vir homself vra wat is die opbrengs wat ek elke jaar wil bereik en as daardie bemarkingsgeleentheid dan kom iets doen. Want baie keer as dit daar kom dan dink hulle dit kan nog 'n bietjie hoër. Met die afgelope 2-3 weke is weer 'n voorbeeld. Die mielieprys het met 1400, 1500 oor nag geval en dit was goeie vlakke en nou ewe skielik is dit nie meer goeie vlakke wat boere kon aanverkoop nie. Kyk, ons is mos nou maar 'n mikrokosmos van wat in die wêreld aangaan. So dit was maar 'n sameloop van omstandighede gewees. Amerika se pryse het 'n bietjie afgekom. Ons oeskatting het uitgekom met 'n baie hoë oes, groter oes as wat verwag is. En daarmee saam met ons rand-dollar, die rand versterk teenoor die dollar. En dit is die ideale bestanddele vir markte om dan drasties af te kom. Ek dink die groot tendensskuiwe ehm is maar dat die belangrikheid van die waardeketting is nou net al hoe meer primêr. Dit staan al hoe meer uit, die totale belangrikheid van die waardeketting. En volhoubaarheid is iets waar ons almal gaan moet begin gehoor gee. Ons is in Suid-Afrika in sy eie unieke klimaat en ons gaan moet begin anders dink en ons gaan moet begin volhoubaar dink om die geleentheid te hê om die toekoms nog te kan boer. So ek dink regtig waar daar's pioniersboere wat reeds volhoubare boerderytegnieke toepas op baie suksesvol en ons daar baie boere wat op hierdie stadium moontlik in finansiële knyptankposisie sit dat hulle nie noodwendig onmiddellik die volhoubaarheidsroete kan volg nie, maar dit is iets wat ons almal gaan moet aandink om seker te maak dat ons oor môre nog kan boer, nog kan doen wat ons graag wil doen. En nadat ek my D behaal het, het die departement landbouekonomie my gevra of ek nie na hulle toe wil gaan en hulle studente wil leer rondom die finansies nie en dis ook hoe my toekoms eintlik in landbouekonomie begin het. Ek het en terwyl ek daar was, het ek toe eers die geleentheid gekry om betrokke te raak by die opdatering van finansiering in die boer. Dit is 'n boek wat Standard Bank uitbring. Op daai stadium was dit nog tweetalig gewees en dit is eintlik die eerste keer dat ek toe nou te maak gehad het om hoofstukke te kan skryf vir 'n handboek. En terwyl ek op die plaas was en verlang het na die akademie, het my man voorgestel dat ek moet daaraan dink om 'n boek te skryf vir boere oor hoe bemark jy jou grane, hoe werk hierdie afleide instrumente in doeteenvoudige, maklike verstaanbare taal. So ek het toe in 2013 'n boek uitgebring, die kort en lank van afleide instrumente.
So 'n bietjie tong in die kies rondom dit. So die boek is in Afrikaans en in Engels en dit word deur universiteite voorgeskryf. Ek sien dit as 'n maklik verstaanbare boek wat enige iemand van die straat af kan vat om te kan lees en dan te gaan verstaan. Hoe werk afleide instrumente en hoe kan ek dan as 'n produsent daardie instrumente gebruik in my bemarkingsplan om my risiko te kan verskans? Die tipe produkte het verander, maar die werking van 'n termynkontrak en 'n opsie bly nog steeds dieselfde. So daar het nou nuwe geure bygekom van sorgumkontrakte byvoorbeeld, wat in die verlede nie daar was nie, maar die werking daarvan is presies dieselfde. So die fundamentele werking van die mark bly presies dieselfde. So ons is besig om hom op te dateer, om nou die nuutste navorsing en goeders ook in te sluit, maar die doel is nog steeds daarop om dit 'n maklik verteerbare, 'n maklik verstaanbare boek te maak, want op die einde van die dag is afleide instrumente amper 'n abstrakte konsepte en baie studente selfs is skrikkerig om vertrou te raak daarmee, maar eintlik is dit eenvoudig.